And welcome. Thank you for joining me in episode number 251 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. And we are busy with the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 251. Hoofstuk number 16, the bee. Surah 16, Surah An-Nahl, the bee. Bzz. And it is amazing that a bee had what? Or it had a six-sided structure, hexagon, mathematical accuracy, absolutely amazing, right? That is the haze van a bee, right? Absolutely amazing. Baie sterk, baie efficient, right? Afdeling nommer 11 van hoofstuk nommer 16. Die bestrawing word teruggehou. En aan Allah behoort die onsigbare dinge van die hemele en die aarde. En die uur sal kom soos 'n oogwink en die koms daarvan is naby. Die finale uur is naby. Voorwaar, en as jou finale uur is die dag jy doodgaan, dan is die jou finale uur, hè? Voorwaar, Allah het mag oor alle dinge. En Allah het julle voortgebring uit die baarmoeders van julle moeders, terwyl julle niks geweet het nie. En hy het aan julle gehoor en gesig, as ook harte gegee, sodat julle dankbaar kan wees. Sien julle nie hoe dat die voëls in die gewelf van die hemel in onderdanigheid gehou word nie? Niemand hou hulle teen nie, behalwe Allah. Sien die voëls, die magnificent wings, hoe kan hulle net so vlieg? En die falcon bird, die falcons en die eagles en alles, jaslik, alle prachtige in die natuur. Ne? Niemand kan hulle teen nie, behalwe Allah. Voorwaar, daar is 'n teken hierin vir 'n volk wat glo. En Allah het van julle huise 'n rusplek vir julle gemaak en ook van die heide van julle vee vir julle woonplekke gemaak wat lig is om rond te dra gedurende die tyd wanneer julle reis en ook wanneer julle rus. En hy gee aan julle van hulle wol en hulle pelse en hulle hare, huishoudelike stowwe en 'n voorsiening vir 'n tyd. En uit wat Allah geskape het, het hy vir julle skuilings gemaak, en hy het vir julle skuilplekke in die berge gemaak, en hy het vir julle klere gegee om julle teen hitte te beskerm, en pansters as 'n beskerming in tye van oorlog. So vervolmaak sê hy sy gunste aan julle, sodat julle onderdanig kan wees. Maar indien hulle hulself wegdraai, dan is u slegs verantwoordelik vir die duidelike aflewering van die boodskap. Hulle erken die guns van Allah en tog verloon hulle dit. En die meeste van hulle is ondankbaar, ungrateful, né? 251, 252, 16. Join me in the next episode. Alhamdulillah.